vir jou lesing 13 op 15 November 2025 en dit is oor die dogter van Sion se geskiedenis, restaureerders van die skrifte. Soos al so naby môre is dit 'n maand, dan het ons weer geloftefees. Die jaar is verby as geloftefees gehou is. So ons sal natuurlik weer presies dieselfde doen as die vorige jare. Ons sal vorentoe ons afkondigings gee waar die name opgegee moet word. Ons gaan aan met gister se verhaal. Die jaar 2007 het geëindig met die aflegging van ons gelofte te Kameeldrif 225 en 'n nuwe jaar het voor ons gelê. Min het ons geweet watter beproewingstyd ons sou ingaan. In Januarie 2008 het verskeie skryfknegte, nou vir party mense is dit 'n nuwe woord, ons het dit gebruik vir hulle wat Vader se direkte woord in hulle hart ontvang het, ook genoem dan profete. Hulle het gesit en hulle het sy woord gehoor hier binne en hulle het dit neergeskryf of op band gesit. Hulle het boodskappe ontvang dat mense moet versamel by 'n plek net buite Leidenburg, later genoem die herberg. Ons was daar op ons piek, so wat 80 mense bymekaar, maar dit het gewissel tussen 20 en 80. Mense het maar gekom en gegaan. Die opdrag was eenvoudig. Soek die migdalpilaar in jouself. Kom binne die orde van die liefde en reinig julleself. Die tydperk wat ook gevarieer het vir elke persoon, nie almal het ewe lank daar gebly nie, was in beslag geneem deur 3 geestelike samekomste per dag, waar gesing, gebid en skrifstudie gedoen is, veral baie vanuit nuwe openbarings, wat op die herberg ontvang is van Vader. Die res van die dag was gevul met dagtaakies, rus en kos maak. Ek skryf maar hier 'n stukkie oor myself daar, want ek dink dit hou verband. Ek self was baie siek toe ek daar aangekom het. Jeug het my plat getrek. Nou maar 'n nagevolg van my lewe in die wêreld, en ek is nie baie trots daaroor nie, maar ek kon omtrent nie meer loop en leef sonder pynpille nie. En dit het al hoe erger gegaan. Ek het opdrag ontvang van Vader om geen aptekersmedisyne in te neem nie, maar slegs die suiwer fonteinwater uit die berg en suiwer voedsel in te neem. Ons het daar hoofsaaklik van groente, vrugte, vis en hoender gelewe. By my het dit werklik genesing bewerk, natuurlik gepaard gaande met gebed. En die skadelike substansie het my liggaam verlaat na 16 maande van bed lê. Die tyd was vir my waarlik 'n groot geestelike beproewing en 'n reiniging waar ek deur intense pyn moes gaan. Maar dit het my innerlike versterk en ek kon myself later met 'n reistool beweeg, want ek kon nie loop nie. Toe later 2 krikke, toe ek hier na die plaas toe gekom het, toe ek klaar was, en later 1 krik, en toe moes ek weer moeisaam leer om weer te loop. So ek het deur daai hele fase moes gaan. En wat vir my, wat altyd versorging gedoen het hier op die plaas vir mense, want die was toe al reeds, ek dink om en by 60 mense wat hier gebly het, was dit vir my moeilik om aan te pas om versorg te word van alles. Ek kon nie eers self in 'n bad klim nie. Alles moes ek mee gehelp word, maar ek het waaragtige broers en susters daar gehad, wat vir my gebid het, en wat werklik, as dit nie vir die gebede was nie, glo ek nie sou ek die pyn kon hanteer nie. En daarvoor sê ek vir Yeshua dankie. Nou, ek kan nie alles sê wat daar gebeur het nie, of wil nie, want dit is vreeslik omslagtig wees, maar die belangrike ding wat ons daar gedoen het, behalwe om Yeshua in homself te soek, was om 3 belangrike opdragte in die boerevolk
te vervul gedurende hierdie tyd. En ek gaan hulle lys. Die eerste opdrag was, ons moes in Pretoria 'n klipstapel oprig ter bevryding van ons volk. Die tweede ding is, ons moes geestelik bevryding doen van boere-krygers. Dis nou in die gees, hulle is al reeds oorlede, wat in die Tweede Vryheidsoorlog geveg het, en wat vasgevang gesit het, in intense haat, vir wat die Engelse aan ons volk gedoen het. Mens wil amper sê in 'n regverdige haat, alhoewel haat nie regverdig is nie, maar daar was nie lyding gewees in die geestelike vir hulle. En hulle kon hierdie Engelse nie vergewe nie. En in die hiernamaals werk dit so, as daar nog emosies van wrevel en haat in jou is, dan vorder jy nie. Dan is jy in duisternis of in semi-skemer duisternis. En hierdie boere is onregmatig vervreem van hulle grond. Hulle vrouens is vermoor in die konsentrasiekampe. Van hulle het al hulle kinders verloor. Nou hierdie mense het 18 plus kinders gehad. En hulle is dood met daai gevoel wat hulle in hulle gehad het. En die derde punt was nou, ons moes die vrouens en groter kinders wat in die konsentrasiekampe gesterf het, vrygebid het, hulle na geestelike groen weivelde verhef het, in die gees, soos wat Psalm 23 sê, ook vanweë hulle haat teenoor die Engelse, vir wat hulle aangedoen is in die konsentrasiekampe. Onthou, 'n hele volk se vrouens en kinders en ou mense is op veetrokke, treintrokke. Hulle is eers is hulle huis afgebrand, hulle kon net die sakke wat hulle dra saamneem, hulle meubels is verbrand, hulle vee is doodgemaak, wreedaardig en verbrand, en hulle is getrok na die naaste konsentrasiekamp, waar verskriklike dinge aan hulle gedoen was, wat ons tot vandag toe nog nie in die geskiedenisboeke kan lees nie, want daardie tyd was daar nie gepraat oor verkrachtings en sodomie en al die goed nie. Dit het so stadig aan amper vergete geraak. En Vader het vir ons gesê, julle moet hulle gaan bevry. Onthou, die vrou sit daar, sy het gesterf, al haar kinders is dalk dood, haar man is doodgeskiet, en die behandeling wat hulle in daai konsentrasiekampe gekry het deur die Engelse, en erger nog, deur die handsoppers en die verraaiers, die joiners, was baie, baie erg, veral as 'n vrou nog jonk en mooi was. En dit het veroorsaak dat baie van hulle nie die lig bereik het nie. Die lig kan jy net deur liefde kry, maar as jy deur so 'n verskriklike stryd moet gaan, en so onmenslike behandeling wat jy gehad het, en jou hele familie, dan is dit nie te verwonder dat mense vasgesit het in haat nie. Ek wil ook noem dat daar baie mense is wat by die plek Magersfontein gekom het, nou lank na die oorlog, maklike 100 jaar na die oorlog, nee, minder as 100 jaar, kom ons sê so 70 jaar, en dan getuig hulle van as hulle in die nag daar is, dan hoor hulle in die gees die skote, hulle hoor die geskreeu van mense wat sterf, hulle hoor die geluide van die doedelzakspelers, alles wat daar aangegaan het. So daai mense is so vasgevang gewees in hulle stryd, dat in die hiernamaals hulle nooit verder gegaan het nie. Hulle hou nog steeds besig aan, is hulle besig om oorlog te voer. En dit is daar waar ook op alle slagvelde bevryding moes gebring word. Want Vader het hierdie volk lief, en hy het vir hierdie volk in die Bybel het hy baie wonderlike dinge het hy vir ons beloof, naamlik ook verlossing. En ons is kortsigtig as ons dink die verlossing strek net tot wanneer jy doodgaan. Die verlossing moet ook plaasvind aan die hiernamaals.
En dat as hy sy genade oor 'n volk bring, omdat ons niks gedoen het om hierdie wreedaardige vernietiging van die Engelse op ons land, ons het dit nie verdien nie, want dit het gegaan oor 'n magsbehepte Engeland of Brittanje, wat al die goud wou inpalm, en in die Vrystaat al die diamante. En daarom is hierdie twee boererepublieke so op die grond op hulle knieë gedwing. Maar terug by ons op die herberg, gaan ek vanoggend 'n deel van die eerste opdrag vir ons beskryf, naamlik die klipstapel wat ons moes oprig ter bevryding van ons volk. Vergewe my dat ek bietjie detail gebruik hierso, maar dit is 'n baie belangrike mylpaal in ons geskiedenis. En dit is so belangrik dat julle nie moet dink ons het sommer net opgevlieg, in 'n bus geklim en gery en sê nou gaan ons 'n pilaar oprig. Nee, daar was absolute, duidelike, rigiede riglyne gestel vir almal van ons. Opskrif: klipstapel en gelofte ter bevryding van die boerevolk. Ongeveer 100 jaar gelede, dit het ons gister gelees, het generaal Koos Delarey, siener van Rensburg en 10 manskappe 'n fisiese klipstapel gaan oprig noordwes van waar hulle was in Wes-Transvaal, by 'n dorpie wat toe later ontstaan het, se naam Miegdorp. Nou 100 jaar later het 11 mense weer eens in opdrag van ons Hemelse Vader opgetrek na Pretoria om 'n geestelike verbond in die harte te sluit met 'n klipstapel as fisiese gedenkteken. Joshua self was die 12de persoon in die gees wat die ekspedisie vergesel en gelei het. En ek kan net hier noem dat ons hom heeltyd ervaar het by ons, met die bussie waarmee ons gekom het, waar ons oorgeslaap het, waar ons al die opdragte moes uitvoer vir hom. En hierdie ding dat ons klippe stapel op mekaar, is 'n gewoonte van Israel wat kom vanuit die Bybelse tyd uit, waar Jakob 'n klip onder sy kop gesit het en later aan by daai klip het hy 'n dorpie laat oprig. Die dorp se naam was Bet-El, of Huis van God, Huis van Elohim. En later het Joshua klippe gestapel net aan die oorkant van die Jordaanrivier, en wel wat ons nou weet in 'n sirkel. En daar is gevalle waar die volk spontaan klippe gestapel het. En dit is hoe hulle die Israeliete se trek oor die Assiriese grondgebied, oor die Kaukasiese berge kon volg, want waar hulle was, het hulle klippe gestapel. Dit was maar net deur die Gees ingegee. So het die boere ook, na die slag van Bloedrivier is daar klippe gestapel, waar die Laar se senter was, en hier by Paardekraal het die boere klippe gestapel voor die Eerste Vryheidsoorlog, en dit was so steen des aanstoots vir die Engelse, dat hulle op 'n stadium gedink het dat daai klippe het magiese waarde gehad, en hulle het waans gevat en het by Barrage in die Vaalrivier gaan gooi, en gedink dat hulle daarmee die krag van die boerevolk sou breek. Dit terwyl die klippe niks beteken, behalwe 'n uiterlike simbool. Die werklikheid gaan oor die klipharte wat verander word in vleesharte deur onderdanig aan Vader se voorskrifte verder te leef. Dit is wat al die klipstapels innerlik beteken, en beteken net vir ons as dogter van Sion. Maar ons moes dit ook fisies gaan doen. Die vertrek na Pretoria, 'n vergadering is saamgeroep in dieselfde uur met die eerste 6 aangewese manskappe soos per diktaat. Ons dieselfde uur beteken verwys na iemand wat 'n boodskap gekry het, en toe het ons net daarna 'n vergadering gehou. Dirk van Vieren, Gideon Stein, Pieter Roots, François Fourie, Henny Trudeau en Paul Mooi.
Ek noem nie die name om mense te verhef nie, ek noem dit maar net vir volledigheid, want dit is hoe het in die boekie wat ek hieroor geskryf het voorgekom het. Hierop het Joshua geantwoord dat daar 12 sou gaan na Brits, waar 'n gedenkplaat vir hom gesalf moes word. Joshua het bevestig dat 3 vroue, naamlik Madeleine Stein, Kobie Libbe en Alice Roots moes saamgaan. Die 11de persoon is aangewys as Frans van Kraaienburg en Joshua self as die 12de teenwoordige. Die 11 aangewese persone is geseën deur die ongeveer 54 gemeentelede voor hulle vertrek van die herberg op die plaas Rooikrans, dis waar die herberg was. En ons het niks gedoen sonder om eers Vader se seën te vra en salwing te doen. Dit was vir ons 'n baie heilige opdrag, as ek daai woord kan gebruik. En die 11 mense met Joshua saam, is nou 'n volledige eenheid van 12, soos wat dit ook was toe Joshua 12 priesters opdrag gegee het om klippe op te tel. Onderweg na Pretoria moes 'n sekere klip, afkomstig van die herberg wat Vader uitgewys het, weer teruggehaal word. Die klip is deur Roy Saido, die oudste lid van die herberg, aan Pieter gegee in Maart 2008 en vanaf ontvangs volgens opdrag van Joshua versteek op die Steenkampsberge in Leidenburg. Volgens Joshua sou hierdie klip die Melchisedek huis voorstel. Alles afbeeldinge. Al die ander persone moes van dieselfde plek 'n klip saamneem, alhoewel uit ander rotsformasies, aangesien 'n klipstapel iewers opgerig sou word. Hier in Pretoria het Nalies van Joshua verneem deur 'n openbaring dat daar na 3 plekke gegaan moes word en alles afgehandel sou wees deur 7 maal om die kerkplein te ry onder lofsang, waarna 'n steen ook gesalf moes word. Hier sou die ZAR lese, eendracht maak magt, gewysig moes word na eendrag in Joshua maak mag. Want hier aan my regterkant, daar is die Transvaalse wapen, eendrag maak mag, wat ook die lese was wat oorgegaan het in die Unie wapen en in die Republiekswapen. Maar nou kan jy jouself met reg vra, eendrag met wat maak mag? Is dit eendrag met die Nasionale Party? Is dit eendrag met die NG Kerk? Waarmee is eendrag mag? Want ons het juist die eendrag in ons volk gehad nie. Ons is 'n volk van tweedrag van die begin af. En hier agter my is die nuwe embleem wat Joshua dan vir ons gedikteer het en wat deur 'n dametjie wat hier was, sy is nou ook oorlede, geverf is op die lap. En daar het ons eendrag in Joshua maak mag, wat tog net meer sin maak. Maar hierdie goed agter my het nog nie bestaan ten tye van hierdie opdrag nie. Die aankoms in Pretoria, dieselfde aand is weer vergadering gehou omstreeks 20:30 in Pretoria, om duidelikheid van Joshua te ontvang oor wat ons te doen staan. Die gemeente op die herberg het in die normale dienstyd om 1800 uur reeds met gebed ingetree vir leiding in hierdie gebeure. Ek wil dit noem dat ons nooit losgestaan het hier in Pretoria van die herbergse mense nie. Hulle het die heeltyd aan ons gedink, heeltyd ingetree vir ons by die Vader, met al 3 die opdragte het ons dit gedoen. Ons was werklik 'n geesteseenheid gewees. Die gelofte, ingesluit in hierdie artikel, is intussen deur Joshua aan François gedikteer. Hierdie nuwe gelofte, geskoei op die 1838 gelofte te Bloedrivier, was so aangrypend vir elkeen, dat daardie nag in diepe bepeinsing deurgebring was. Want die gelofte het behels dat elkeen sy lewe aan Joshua sou moet opoffer ter bevryding van ons volk. Hierdie is nie 'n ligtelike gelofte gewees nie. As ek vir jou vandag vra, sal jy jou lewe opoffer vir jou volk? Ja, ons sal gaan oorlog maak.
Maar as ek jou vra, sal jy jou huis opoffer vir mense wat nie 'n huis het nie, jy het leë kamers. Dis 'n ander ding. Maar dit is om jouself te offer. Sal jy jou kar opoffer en siek mense hospitale toe bring of ou mense vir pensioene? Hoor jy jou nie, nou vra jy te veel. Opoffering is alles wat jy bereid is om te gee. En jy en ek moet alles vir Yeshua gee. Hy soek nie 'n gedeelde hart nie. Nou, voordat ek die gelofte weer eens lees, ons gaan hom lees nou 16 Desember, maar ek kan nie hierdie gelofte genoeg lees nie. Sal nooit vir my vervelig raak nie. Ek was by in die eetkamer in Greenstraat waar ons die nag oorgebly het by André van Wyk toe net sy huis. Ek het gesit en kyk hoe François aan die tafel gaan sit het met geen boeke, geen radio, geen selfoon nie, en hy het so gesit en hy het die woorde van hierdie gelofte geskryf. En ek weet dat dit geïnspireer was deur die apartheidsgees, of soos ons dit ken as die Heilige Gees, direk van Vader. En daarom eer ek hierdie gelofte hoog. Nie oor die boodskapper wat dit gekry het nie, maar oor die gewer van die boodskap. Die gelofte inleiding. My lievelingskinders, hoor die stem van julle Vader. Ek, die Heilige, die Ewige, spreek. Julle gelofte sal julle doen ter bevryding van julle volk. Omdat ek julle gekies het as tussenpersone, as middelaars en verteenwoordigers van my volk. Ek wil julle gebruik ter verlossing van die reine en onreine wat nog te red is in my mense. Ek is Sion se man. Sion is my bruid, en ek sal myself bekend maak in haar. Julle gelofte en klipstapel sal die simboliek wees vir die oprigting van die pilaar in my volk, ter bevryding van haar. Ek sê, wees geseënd in my aarde, want ek het julle vrygekoop, en daarom woon julle in haar. Wees geseënd terwyl ek, die leeu van Juda, langs julle loop en julle dade betrag. Wees geseënd met my krag en autoriteit oor die bose, om die bose te kan bind, om my volk te kan red. Ek sal my gelofte met julle sluit, ter wille van julle volk, want omdat opregtes in my volk is, daarom sal ek hulle spaar, maar reinig. Ek sal reiniging bring vir die wat nog skoon kan kom. Baie kragtige woorde, en die autoriteit wat ontvang is, as in die vorm van mag oor die bose, is 'n groot autoriteit. Nie almal het daardie autoriteit nie, dit is jammer om dit te sê, want Vader is baie versigtig wanneer hy autoriteit oor die bose gee. As iemand nie 'n opregte band met hom het nie, kan hy autoriteit oor die bose kry deur groter duiwels te kommandeer om kleiner duiwels uit te jaag. En dit is waar in die meeste valse kerke skynbare uitdrywings van die duiwels gebeur. Maar hulle doen dit met groot behulp van groter duiwels. In die duiwelhiërargie is daar ook 'n hiërargie van bo tot onder. En die grootes kan die kleintjies uitjaag. Want jy vind in die Romeinse kerk dat mense met hulle heilige water rondloop en dan bevry hulle hierdie skreeuende, blaasende mens vol duiwels van duiwels. Maar hulle doen dit met behulp van Beelzebul, soos wat die skrif sê, Joshua sê, die Fariseërs doen dit so. Maar ons moet seker maak dat die pilaar, die skaapstoring in ons regop staan en dat ons met hom verenig het om in sy naam die duiwels uit te dryf. Want daar is niks hoër as hy nie. En daar is geen hoë duiwel of sterk duiwel wat teen sy mag kan staan nie.
Wel vind ons in die skrif dat Petrus hulle sekere duiwels nie kon uitdryf nie. En toe sê Yeshua, maar hierdie duiwels gaan slegs uit deur te vas en te bid. Wat hy, Yeshua, natuurlik nie nodig het om te gedoen het nie, maar sy volgelinge, sy disippels moes. En daarom as ons by hardnekkige duiwels te doen kry met hulle, dan sal ons vas en bid. As die persoon wat genees moet word, ook daarom 'n effense geestelikheid het, dan vas hy saam. Andersins is dit net belangrik dat hulle wat bid vir die man of vrou, dat hulle vas en bid. Nou gaan ons na die tweede deel, my verbond. Dis 'n inleiding. Hoekom het hy die gelofte opgerig? En dan is dit 'n verbond, dis 'n kontrak. Ek as Vader van alles rig my verbond op met die geseëndes in liefdeskrag. My reine blom, wat haar nie voor Baal gebuig het nie. Julle is my pilaar, my vesting vir my volk. Julle sal julle lewens aflê vir hulle wie my moet dien in die woestyn. Sien julle, ons is nou in die woestyntyd. Hier is dit nog voor ons deur die Jordaan gegaan het. Geesteswoestyn is wanneer jy in jou siel beproewinge ly. Julle sal hulle uitlei en bring in die land Kanaan, as julle my take noukeurig sal opvolg. En hier beteken die land Kanaan hoofsaaklik die geestelike Kanaan, oftewel die hemelse toestand, die hoogste toestand van jou gees. As julle my take noukeurig sal opvolg, ek wil hê dat julle monument vir ewig sal staan, en so is my ewige verbond met julle gesluit, om vir julle 'n man te wees, en julle saam met julle susters, Juda en Israel, my ewige bruid, wie ek sal verlos in die nag wat kom, en wat alreeds saamgepak het oor julle, my lig op aarde. Dit is my verbond, verlossing. Dis die inhoud van die verbond. Voordat ek die gelofte deel lees, neem kennis dat dit die enigste gelofte is van wat ek weet, wat direk gedikteer is aan 'n mens. Al die ander geloftes het wel deur 'n behoefte en in die gees ontstaan. Maar hier het 'n ou gaan sit en hy het die gelofte neergeskryf soos wat Vader dit in sy hart laat opkom het. Die Bloedrivier gelofte was 'n gelofte wat onder leiding van Sarel Silje, Andries Pretorius, die ander kommandant was Landman wat daar was, en sekerlik nog ander mense, het hulle besluit om dit so saam te stel, en dit is wat hulle dan gaan aflê. Daarom dat daar vandag nog twyfel heers oor wat die werklike gelofte was. Jy kry een in Andries Pretorius se dagboek, wat deur bandjies ou opgestel is, en dan kry jy die ander wat hulle beweer is Sarel Silje se, dan kry jy die een wat in die kerke sy beslag gelê het, en daar is verskille wat ons nie nou op sal ingaan nie. Ons glo ons het die mees akkurate een wat ons 16 Desember aflê, en wat dan ook 'n belofte is om 'n geestelike huis te stig op die ou einde. Ons gaan nou na die derde deel, die gelofte is as volg. Onse El, ons Vader, ons ewige man, vir U ons meester en vir ons volk, voor U en die skare van engele in hemel en op aarde, maak ons die gelofte, dat ons die huis sal bou, die vesting vir die dogter van Sion, ons en ons vaders, die vaders van hemele en aarde staan as een, met een hart, deur U verenig, om U liefde en U barmhartigheid te bring tot diegene,
wat suiwer en van hart en wese voor U mag staan. Ons bring ons lewens as eersgeborenes uit U lewe en offer dit aan U, ons Maker en ons Man, sodat U kinders en naamgenote hulle skuiling en ewige verweer sal vind in die huis deur U gestig, nie deur ons. Neem ons lewens as offer, sodat ons mag terugkeer na ons bron, sodat U naam geheilig mag word en U ewige apartheid mag heers in ons in die ewigheid. U naam ter ere. Amen. Terugkeer na ons bron is niks anderste as die vereniging van siel en gees wat ek reeds met julle bespreek het in die vorige lesings. Dis die bruilof, wanneer die vroulike siel een word met die manlike gees in jou. En dit is vir mans en vrouens dieselfde. En dit is dan die derde vlak van geestelikheid wat ons kan bereik. Hier is ons nog, ons het dit ontvang, terwyl ons besig was met die tweede vlak. Ook genoem die wedergeboorte van die siel. Eers moet die siel wedergebore word, waar jy jou rug op alle sonde draai en ernstig probeer om sondeloos te lewe. Maar omdat jy mens is, val jy nog en is die sonde nie heeltemal van jou verwyder nie. Maar wanneer jy oor die volgende grens gaan en jy word wedergebore in die gees, dan sal jy sondeloos wees, soos wat die briewe van Johannes dit ook uitwys. Die kerke sê baie, ja, ons sal nooit uit die sonde uitkom nie. Nee, jy sal. Dit gaan net oor watter wedergeboorte jy op aarde gaan ervaar. Die meeste mense ervaar dit eers aan die ander kant van die lewe. Ok, daar het ons dan die gelofte en net die woorde wat ons daai aand saam met François deurgelees het koue rillings by ons ruggraat laat afgaan, deurdat ons nou Yeshua as die 12de persoon by ons het, en hy het nou net vir ons broer aan die etenstafel hierdie woorde gegee. Ek sal dit nooit vergeet nie. En daarom kan baie mense sê, hierdie gelofte is eie sinnige ding wat julle opgetrek het. Ek weet, dit is nie so nie. En ek moet dit getuig aan julle, want julle was nie daar nie. Ek het niks in om vir julle te lieg oor sulke dinge nie. Dit is baie, baie ernstige dinge. Wanneer jy beloof om jou lewe af te lê, moet jy dit nie ligsinnig doen nie. En moet jy dit nie met 'n halwe hart doen nie. En wanneer ons dan hierdie gelofte weer gaan lees op 16 Desember, staan dan daar en sê vir Vader in jou hart, ek is nie gereed om nou hierdie gelofte af te lê nie. Luister dan net na hom. Maar elkeen wat al oortuig is, lê hierdie woorde saam in jou hart af en maak dit deel van jou wese. Goed, ons het toe nou daai aand daar gaan slaap. Op hierdie vergadering die aand het Yeshua plekke aangewys, alhoewel die opdragtes op slegs 3 plekke sou geskied. Interessant, die Jopie Foriet feesterrein, Kerkplein in Pretoria en die suidelike berggedeelte naas Amayuba Laan op die Magaliesberg. Dis daar aan die bokant van Mountain View, op die Magaliesberg berg wat nou hier afgaan deur Pretoria. Hieruit is afgelei dat 'n driehoek gevorm moes word as geheiligde gebied vir Yeshua. Wat ek net wil noem hier, wat ons later besef het, dat daar eintlik 'n vierkant gebied sou word. Want onthou, ons het nog niks van Gilgal op hierdie plaas gehad nie. Dit was in 2008 en Gilgal het eers in 2017. So, ons het nog niks geweet nie. So, daai stadium, 'n driehoek. Na gebed is vasgestel dat die eerste opdrag 'n salwing op 'n gedenkplaat op die Jopie Foriet terrein
langs die Magaliesberge sou behels, met die woorde van Joshua wat lui: ek gee die grond weer terug as erfenis en besit aan julle. Dit was die inhoud van daardie gelofte wat ons daar afgelê het. By elke plek moes ons die gelofte weer lees. Dit moes voor sonsopkoms op 29 Oktober 2008 geskied. Gideon Sein het die gedenkplaat gesalf. Die tweede opdrag sou 'n klipstapeling behels op die suidelike kant van die Magaliesberge in die gebied noord van die Amajuba-laan. Hierdie taak sou 'n soektog behels na 'n spesifieke plek, of die spesifieke plek, deur Joshua verkies vir sy nuwe klipstapel. Dit is alles wat ons die aand gekry het. Dan die volgende paragraaf is die eerste opdrag en gelofte op 29 Oktober 2008 te Jopifurie feesterrein. Weet julle mense almal waar is die Jopifurie feesterrein? As jy hier met Hornsnek opry en jy gaan oor Hornsnek, dan kry jy die pad wat links draai na Brits, die eerste pad. Dan ry jy met hom, ek sal sê so 4 of 5 kilometer, dan is daar 'n groot bord, die Jopifurie feesterrein, waar hierdie monument staan. En ek moet erken dat ek baie negatief was altyd vir monumente en veral vir pilare. Maar ons moet onsself oriënteer, want die kruis was ook 'n negatiewe simbool wat van Satana of van Semiramis of van Ishtar afgekom het, want dis hoe jy haar naam geskryf het in ou Babyloniese hieroglife. Maar hy het die kruis wat 'n vloek was, het hy verander in 'n verlossingsdaad as jy jou bring by sy voete en sy kruisiging in jou hart erken dat hy vir jou sondes gesterf het. Daarom is die kruis verander van 'n vloek na 'n seën. En dit sê nog steeds nie, ek glo nie, 'n mens moet kruise dra nie. Want die goed word gemaak baie, indien nie die meeste nie, deur die Rooms-Katolieke Kerk. En hulle sit 2 plaatjies bymekaar en binne in 'n skrif. En daar is die lelikste vervloekings teenoor Joshua in aangebring, of dit nou silwer is of houtjies is of wat ook al. Bly weg van die goed as jy nie weet waar die goed gemaak word. En so ook met monumente en kerktorens. Ons weet nou die kerktorens is 'n afbeelding van 'n baie lelike ding. En ons volk het nou maar in die verlede kerktorens gebou en ek dink nie hulle het geweet waar kom die goed vandaan. En so het hulle monumente ook in die vorm van torings gebou. En daarom glo ek dat hierdie toring wat daar by die Jopifurie monument opgerig is met 'n hart, 'n volkshart opgerig deur die mense wat betrokke was daai tyd destyds vir 'n man wat sy lewe gegee het vir hierdie volk. Kort geskiedenis sal ek nou vir julle gee oor die Jopifurie, wie hy was en wat hy gedoen het. Goed, die volgende oggend op 3:00, die volgende oggend is met gebed geopen en gereed gemaak vir vertrek. Dit was nog skemer, toe ons vir Dirk in sy rolstoel oor die hek tel. Ja, ek was nog daai tyd in 'n rolstoel, ek kon nie loop. By die gedenknaald is die verlossing van die boerevolk met gebed en die nuwe gelofte bevestig. Joshua het egter aan François gesê dat elkeen in sy hart moes ingaan en eers sy eie hart in die gees moes salf, alvorens die gelofte afgelê kon word en die gedenksteen met olie gesalf kon word. Daarna is olyfolie oor die gedenksteen uitgegiet deur Gideon Stein. Tydens die afsluitingsgebed het Gideon in die gees gesien dat daar duisende gestorwe boere om ons versamel staan in die oopte. Pieter het terselfdertyd in die gees gesien dat olie oor 'n hart gegiet word en 'n kwart daarvan in goud verander het. Ramshorings is op die 4 hoeke van die steen in 4 windrigtings geblaas.
Alles het ongeveer 5 uur die oggend geskied. Dieselfde tyd waarop Jopie Fourie tereggestel is op 20 Desember 1914. Ek het gister gesê, en ek is eintlik verkeerd, dat daar niemand van die boere tereggestel is wat in die rebellie teen die Engelse opgestaan het nie. Maar daar was een man wat tereggestel was, en hy het nie bedank uit die Unie Weermag nie. So hy was nog lid van die Weermag van Jan Smuts. Jan Smuts was toe die minister van verdediging, en Botha, wat was sy voornaam? Louis Botha, was toe die eerste minister. Al twee groot verraaiers en haters van hulle wortels. Jan Smuts was 'n topgeneraal in die Boereoorlog teen die Engelse. Manie Maritz, ook 'n generaal, het 'n boek geskryf, My lewe, my strewe, waarvan ek 'n kopie het. En in daardie boek het generaal Manie Maritz absoluut alles oopgevlek van die Jode, hoe hulle die wêreld beheer op alle vlakke. En dat die Jode eintlik agter die Engelse gesit het om ons land te vat. En Jan Smuts het daardie boek verban. Wat hy self gelees het in die Tweede Vryheidsoorlog en sekerlik ook by die inhoud aanklank gevind het. Maar Jopie Fourie is gegryp omdat hy 'n offisier was in die destydse Unie Weermag, en hy is na Pretoria toe gebring en hy is ter dood veroordeel. Baie mense het versoeke gebring dat hy nie gehang moes word nie of geskiet moes word nie. Hy het onder 'n vuurpeloton gesterf. Dis mense wat hier sit wat in sentraal gevangenis was. Ek het baie daar besoek afgelê vir my mense wat daar was. As jy om sentraal loop en jy kom in die agterkant by daai muur, dis waar hulle Jopie Fourie tereggestel het. Ook sekerlik ander gevangenes. Hierdie Jopie Fourie het 'n klompie briewe geskryf in sy eie handskrif, waarvan ek 'n kopie bekom het. Iemand het dit eendag vir my gebring. Ek kan nie eens meer onthou wie dit was nie. En hy het gesê, hier's die oorspronklike briewe van Jopie Fourie. Hou dit by jou. Ons kan dit op sagte ware nou kry, ek het dit 'n kopie daarvan gemaak. Maar ek het dit vir 'n man gegee wat baie spesiale verbintenis gehad het met hierdie Jopie Fourie verhaal. Jopie Fourie se laaste brief was aan sy volk geskryf. Hy het briewe geskryf aan sy vrou, hy het briewe geskryf aan die eerste minister. Maar dit is baie besonders as jy die man se liefde vir sy volk, liefde vir sy God en liefde vir sy vaderland lees. Hy was nie sommer net so 'n ouetjie nie. En toe hy nou daar staan, en die gewere is op hom gerig, toe weier hy om 'n sak oor sy kop te trek. Hy sê, ek wil julle so in die oë kyk. En hy sê vir hulle, skiet, en hy wys vir hulle, hier is 'n groot boerehart. Skiet my in die hart, want die bloed wat uit hierdie boom vloei, sal eendag 'n boom word, wat pragtige vrugte sal dra. Min wetend, dat hierdie daad 'n vervulling is van daardie woord. Nog nie 'n finale vervulling nie, dit gaan net aan. Want ek het hierdie woorde eers gisterand gelees, toe ek na Wikipedia toe gaan oor Jopie Fourie. Dis dit wat hy gesê het. En hulle het hom geskiet, en dit was 'n daad wat groot skeuring gebring het tussen die behoudende Afrikaner en die liberales wat agter Jan Smuts geloop het. En dit is sekerlik ook, het 'n groot aandeel dat die Nasionale Party in 1948 die bewind oorgeneem het. Smuts sou baie beter gedoen het vir homself as hy Jopie Fourie nie tereggestel het.
Goed. Sy laaste brief haal ek aan. Dat is myn laaste letters die ek skryven sal, en myn vermaning is: wees getrou tot den dood. Wees getrou aan u tradisies, aan u volk, aan u taal. God sy met u allen tot wy wedersien. Ek het geen twyfel dat Jopie Fourie deel van die engeleskare uitmaak wat nou op die oomblik saam met ons veg in die gees. En ek weet, sy hart juig, dat daai boom nie verniet gebloei het. Sy dood is 'n simbool dat Vader ons sal bystaan wanneer ons so kragtig staan vir ons volk, ons tradisies en ons taal. En natuurlik vir hom, want hy was 'n baie godvreesende man. En dit is die simboliek waarom ons dit moes doen op die gedenkplaat. En daaronder kan julle dit sien. Ek moes die foto 'n bietjie lig maak, maar die gedenkplaatjie is in die middel daar, en daar staan al ons mense wat daar was, minus die een wat nou die foto neem. Joshua wys hierdie terrein uit as die ooste. Geestelik beteken dit die krag of liefdeskrag van sy woord. Alles is dus deur sy krag begin en deurgegee om voltooi te word in sy orde. Want as dit nie vir Jopie Fourie se krag was wat hom vervul het van Joshua, sou hy nie vreesloos die rebelle by hulle aangesluit het, sy wes toe gegaan het, teruggekom het en weer gevang is. Dit was goddelike krag wat deur hom gewerk het. En dit is om hierdie gelofte van ons vas te maak in ons harte. Dis wat Vader gesê, lê hierdie gelofte in jou hart, salf jou hart met hierdie woorde, salf jou hart met hierdie man se daad, dat jy die krag ook kan hê van 'n Jopie Fourie, om te staan in die tyd waar ons wel voor groot stryd sal kom, en voor, of dit 'n 4 peloton is, of dit 'n buiteband is, of dit 'n panga is, ons weet nie. Maar die skrif is duidelik dat aan die einde van die tyd sal 'n deel van die oorblyfsel, 2 getuies en 2 gemeentes sal met die dood moet boet. En daarvoor moet ons nou al sterk word. En daarvoor moet jy nie ligtelik hierdie gelofte aflê nie. Want daar is nie 'n manier dat as ons op daai punt kom, dat ons nie sy krag in ons mag hê nie, want sonder sy krag sal ons beswyk, sal ons dit nie kan doen nie. Nou daaronder is 'n foto, dis hoe Jopie Fourie gelyk het, en die groep by die Fourie gedenksteen vroeg die oggend. Daar het nog 2 belangrike dinge gebeur daai dag, en ons sal dan Woensdag verder lees oor wat daar aangegaan het. Baie dankie.